Ek sien so sosiale media dingetjie van Albert Einstein. Einstein het al baie goed gesê wat hy nie gesê het nie, maar hier's 'n nuwe een. Hy sê, I'm afraid of that day when people will post quotes with my name, which I never said. En die vraag vir julle is hierdie waar of is dit nie waar nie? En die antwoord is, dit is nie waar nie. Maar as jy dit lees, dan glo jy mos nou, maar dis wat Einstein gesê het, want dit is eintlik baie skerp, is dit nie? En dis presies ons dilemma. Hoe aktueel is hierdie tema? Vandag nog. Ek onthou 'n tyd wat ek 'n student was hier by RAI in nasionale strategie. En ons het daai tyd klas gekry by 'n professor, afgetrede luitenant-generaal van die weermag, Hein de Tooy. Ja, en hy was een van die skerpste akademici en generaals wat ek geken het. Hy was hoof van staf inligting in die leer. En 'n fenominale dosent. Ons het baie Saterdagoggend by sy huis gesit, soos hier, om 'n kampvuur in Kaggel. En dan het ons klas gekry in sy huis, by die vuur. Maar in hierdie gesprek rondom inligting, teeninligting, spionasie, waninligting, disinformasie, toe maak hy een oggend, so heel in die begin, so skalkse opmerkingkie. Hy sê, the second oldest profession in the world, hierdie ene, disinformasie, the second oldest profession in the world, with even more worst moral values than the first. En hy los dit net daar. En as ek iets sê, dit kan uithaal vir hier, dan wil ek sê, dat dit wat ons mee worstel, is nie nuut nie. Dit was daar van die begin af. Dit was net anders. En vandag is dit na alle waarskynlikheid net 1000 maal erger. Gegee tegnologie en ons vermoë om inligting baie vinnig te versprei. So ons ellende is verskriklik groot in 'n sekere sin. As dit nie werk nie, as dit teen ons werk, as dit nie uitspeel soos wat dit moet nie. En hou maar in gedagte, jy weet, daar's misinformasie. Dis wanneer ek iets vat wat vals is, maar ek het nie kwade bedoelings nie. Daar's disinformasie. Dis wanneer ek iets vat wat vals is, maar ek gebruik dit verkeerd. Ek wend dit aan met 'n sekondêre slegte doel. Ek probeer seermaak, ek probeer intimideer. En dan natuurlik waninligting is wanneer ek vat wat reg is, waar is, en ek gebruik dit aan ook om iemand of iets te na te kom. En hierdie drie kragte speel lekker in mekaar in. Soveel so, dat die Wêreldekonomiese Forum, einde laas jaar, 2024, toe hulle strategie skryf vir die planeet Aarde vorentoe, in die jaar wat kom, hierdie jaar. Wat is ons grootste risiko op die planeet? Ek weet nie of julle weet wat dit is nie. Maar kom ek lees dit vir julle. Die grootste risiko op hierdie planeet, misinformation and disinformation, is the most severe short-term risk the world faces. Punt. Hierdie onderwerp is die grootste risiko, sê die Wêreldekonomiese Forum, vir planeet Aarde. Is die gebruik of die misbruik of die verbruik, as jy wil, van inligting of inligting wat gemanipuleer word. Die grootste. En nou sal jy dalk vir my sê, ja, maar Callie, ons leef nou in die tye van kunsmatige intelligensie, so in alle waarskynlikheid gaan dit ons deurtrek. As jy nie weet, jy weet wat is waar nie, en jy stoei om uit te figure wat's reg, dan gaan jy net na AI toe, en dan het jy in alle waarskynlikheid die waarheid. Right? So, die tweede ding wat die forum gesê het is, AI is amplifying, manipulated and distorted information that could destabilize societies. En dan sê hulle, the report reveals interconnected risks flowing from the misuse of AI. Net vir interessantheid, 2023, ek het 'n bietjie gelees hierdie week oor hierdie slagveld. Ek kon nie 2024 se statistiek kry nie, maar volgens NewsGuard is wat NewsGuard doen, hy volg vals nuus tuistes. Met ander woorde, webtuistes wat vals nuus akkommodeer. Maar vanuit 'n AI perspektief. En die getal AI nuusbronne wat vals is, het vertiendubbel in 2023. In 2024
is dit eksponensieel. Met ander woorde, selfs binne die konteks van die oënskynlike lekker van AI wat veronderstel is om ons te help om vinnig by goeie antwoorde uit te kom, is daar baie meer vals tuistes, as jy wil, as wat die waarheid op die tafel sit. En ek en jy weet dit nie eers nie. Ek meen, ek vra in goeder trou vir die waarheid. En ek sal nie weet of dit wat ek vir wie ek vra, noodwendig die waarheid is nie. So, ek sê hierdie goed sommer so in die begin, net om 'n punt te maak. Daar's 'n tegniese instituut, Massachusetts Institute for Technology, hulle soos Harvard. In sekere dissiplines is hulle beter as Harvard. Hulle navorsing het gesê, baie eenvoudig, vals nuus versprei 10 keer vinniger as die waarheid. Punt. So die kwessie is nie meer net, is dit waar of nie waar nie. Die punt is dat vals nuus kry 'n lewe van sy eie, en dit gebeur baie vinniger. Ek weet nie of julle onthou, in 2023 was daar 'n duikvaartuig wat mense afgevat het na die Titanic toe, om onder die water te gaan kyk hoe lyk dit. Toe het dit skeef geloop, en die hele ding het misluk, en die mense is toe nou dood. 5 mense binne in die vaartuig, as ek reg onthou. En 'n paar dae later is daar 'n TikTok video van die vaartuig wat onder die water is, en mense wat skreeu. En dis daai rukkie net voor hulle dood is. En daai materiaal, audio en beeld, kry vinnige lewe van sy eie, TikTok. En binne dae is daar 5 miljoen mense wat dit sien. Verskriklik, is dit nie? En dis die einde van hulle, en nou kan jy dit sien, en dis hoe dit was, en dit is die waarheid. Die interessante is, net in daardie geval, en ek gebruik dit net as 'n voorbeeld, was dit toe nie dit nie. Dit was 'n namaaksel, 'n uittreksel van 'n videospeletjie wat jy gesien het. En die videospeletjie se naam is Five Nights at Freddy's. En in die videospeletjie is daar mense wat in 'n tuig is, en dan gaan hulle dood en hulle skree, en dis wat jy na kyk. Dis nie die punt nie. Dis feit met ander woorde, né? Maar dis nie die punt nie. Die punt is, terwyl die waarheid parallel loop van wat het regtig daar gebeur en wat was die omstandighede, en daar's die ander nuus, is daar hierdie nuus, en dit hardloop, ek wil nou amper sê 1000 maal vinniger as die ander nuus. En daar is ons dilemma. So, dit antwoord nog niks op my vraag, hoe verstaan ons hierdie goed en hoe kom ons daar uit nie? So, wat sal maak dat vals nuus 10 keer vinniger loop as die waarheid? Wat is dit? Hoe moet ons dit verklaar? So, dis 'n no-brainer, sê ek vir Olga. Toe kom ek agter, nee, dit is 'n breiner. Want dit het te doen met die voorste deel van jou brein, en die meer prefrontale deel van jou brein, dis waar hierdie goed uitspeel. Dink aan hierdie deel van jou brein as die kontrolekamer. Met ander woorde, dis waar die amygdala tuis kom, die een wat vrees hanteer, dis waar die hippocampus tuis kom, dit wat jou geheue, dit wat jy onthou, moniteer. Maar dis ook daardie deel van die brein met 'n paar komponente wat die plek is van rede en analysering en probleemoplossing en emosie. Dit gebeur alles daar. Een beheerkamertjie en alles gebeur tegelyk daar. Maar die vraag dan is vir daai deel van die brein, maar hoe werk vals nuus dan binne in daai omgewing? Nou ek is nie 'n student van hierdie goed nie, ek leer myself soos wat ons hier met mekaar praat. Elkeen van ons het bepaalde vooroordele. Die Engelse woord sou wees biases, né? Ons het vooroordele. Ek het my voorkeure van dit waarvan ek oortuig is, dit wat ek in glo. Almal van ons het bepaalde vooroordele. En dis 'n kognitiewe prosesse wat jou denke beïnvloed en wat jou toelaat om 'n oordeel uit te spreek, om probleme op te los en 1000 ander goed. Die interessante is dat in hierdie vooroordele is daar een spesifieke vooroordeel. In Engels sal dit wees confirmation biases. Met ander woorde, bevestigde vooroordele. Vooroordele wat jy kan bevestig waarvan jy oortuig is. Dis nou in my taal gesê. Presies dit. Jy het dit. En jou brein doen dit vir jou. Outomaties op autopilot. Maar wat is dit? Dis 'n natuurlike geneigtheid, luister fyn, dis 'n natuurlike geneigtheid om inligting te soek en te gaan haal
en dan so te interpreteer, sodat jy dit wat jy reeds glo en reeds van oortuig is, kan bevestig. So net soos die amygdala deel van jou brein, wat die ou amygdala wat jou beskerm, om deur onder andere jou vrees vergoed, sodat jy nie onnodig seer kry en onsself onnodig blootstel nie, doen die brein hierdie ding ook. Die brein wil graag hê, dat jy die voordeel moet hê, om iets wat jy reeds van oortuig is, te versterk, en dan het hy die vermoë om daai inligting te gaan haal en te soek. As jy op sosiale media, as jy scan vir die waarheid, as jy scan, dan gaan jy scan vir dit waarvan jy hou, dit wat naby is aan jou oortuiging, dit waarvan jy reeds oortuig is. Jy gaan nie noodwendig die ander ding doen nie. Maar die ander ding is na alle waarskynlikheid dalk die waarheid, maar jy gaan nie soontoe nie. En die brein doen dit op outomaties, jy weet nie eers dat dit gebeur nie. Met ander woorde, dit gee voorkeur aan inligting wat jy reeds glo. Punt. Moenie dit probeer beklei nie, moenie dit probeer ingewikkeld maak as wat dit is nie. Jou brein doen dit outomaties. En interessant, jy voel veilig daar. Jy voel verskans daar. Daar's 'n emosionele komponent tot dit. Dis amper soos om deel te wees van 'n clan, waar jy voel veilig by die clan, want die clan is soos jy. En dis iets van daai ervaring wat jy ervaar. Met ander woorde, ek en jy miskien regte inligting. En dit staan teenoor dit wat werklik is. Scary. Saam met dit is natuurlik ook die proses van selfmisleiding, ek het al daaroor iets gesê. So daai proses in jou denke waar jy goed rasionaliseer en jy kan in jouself verduidelik hoekom jy glo wat jy glo. En jy kan nie verstaan hoekom ander mense nie glo wat jy glo nie. Dit is 'n baie natuurlike proses. Die amper se donker kant van dit is, dit versterk dit wat jy reeds van oortuig is, net aan mekaar. Maak dit net nog meer oortuigend. So as ons hier sit en ons verteenwoordig, die helfte van ons die demokrate in Amerika en die ander helfte die republikeine, dan gaan dit wat jy van reeds oortuig is, gaan domineer. Maak nie saak wat ek sê nie. En die feite wat ek met jou deel, gaan nie noodwendig jou verander nie. En daar's 'n verduideliking vir dit. Mens kan dit verstaan. So, jy doen hierdie onbewustelik, en jy neem ook besluite, en jy oordeel en beoordeel ook op grond van dit. Ek gaan dit nou weer sê, maar het my 'n week gevat om in te sink, en dalk is ek net nie so skerp soos julle nie, maar hoor dit net weer. Ons is geprogrammeer om te glo wat ons wil glo, nie teenstaande die feite. Dis jou voorkeurtoestand. Jy's geprogrammeer vir dit. Mense, hierdie is navorsing, mense glo vals nuus as dit inpas by my reeds gevestigde oortuiging. Dan glo hulle vals nuus 75% meer as die waarheid. Met ander woorde, as die waarheid daar is, en hier is die vals nuus, omdat ek reeds oortuig is van dit wat waarskynlik vals is, glo ek dit as die waarheid 75% meer. So dit word letterlik jou waarheid. En jy is daarvan oortuig. En ons floreer op daardie inligting waarvan ons oortuig is. En dis hoekom, ironies ook al, feite gaan nie noodwendig jou verander nie. Ek het baie keer in my fasilitering van besighede gesê, ek kan julle ongelukkig nie in 'n ander spasie in praat of preek nie. Sad, ek wens ek kon. Maar ek kan jou in 'n ander spasie in speel. En dan ek speel verduidelik. Ek kan 'n ervaring skep waar ek jou heel brein deel maak van 'n proses waar jy gekonfronteer word met alternatiewe. En in die alternatiewe is daar nuwe moontlikhede. En vanuit daai moontlikhede kan ons dalk by 'n nuwe waarheid uitkom. En as jy daai skuif gemaak het, as jy dan tot nuwe oortuiging gekom het, dan kan ons hierdie besigheid verander. Maar nou dink ek anders. Ek dink anders oor my leierskap, ek dink anders oor my bestuurstyl, ek dink anders oor my bestuursprosesse, ensovoorts, ensovoorts. 2004, praat ek lank, of is jy ontbyt net betyds? Julle kan eet, hoor, ek gaan aanhou praat.
Vinnig net, maar dit verduidelik het nog nie heeltemal nie. Kom ek verduidelik het bietjie beter. 2004 doen hulle navorsing, baie spesifiek tydens die era van Bush en Kerry, Republikein en Democrat. In die navorsing het hulle groep, hulle deel hulle in twee. Die helfte van die groep is die een kant se aanhangers, die ander groep is die ander kant. Right. Toe hulle vra, wat dink julle van die onderhoud? Die twee kandidate praat nou teen mekaar. Toe sê die ouens wat aan Bush se kant was, Bush was beter, en hier is wat die ander ou mee gegly het. Die ouens aan die Kerry kant sê, Kerry was beter, en hier is waar Bush gegly het aan die ander kant. Presies wat ek nou nog heeltyd vir julle probeer sê. Jou brein sal net dit waarvan jy reeds oortuig is vat, en dit nog sterker maak, ten spyte van die getuienis. Want dit was mos nou nie noodwendig dieselfde nie, right. Maar toe het hulle 'n ander ding gedoen. Terwyl hulle dit doen, het hulle breinskanderings gedoen van die ouens wat met wie hulle die toets gedoen het. So hulle het hulle brein geskandeer. En toe het hulle gesien dat in die voordeel van jou brein is daar wat genoem word die dorsolaterale prefrontale deel. Dis die, kom ons noem dit, dis die deel wat verantwoordelik is vir jou denke, net agter jou oogkas. Verantwoordelik vir jou denke, moraliteit, morele besluite, die moeilike goed. Daai deel van die brein was in beide groepe, luister na my woorde, beide groepe onaktief. Sowel hulle heeltemal verskillend sien, was daai deel van die brein onaktief. Hy gaan in slaap. Hy gaan in rus. Terwyl die ander deel van dit, die orbitofrontale cortex, was aktief. En daai, amper sê ek daai tannie, ek kan nie meer vandag so praat nie, maar daai tannie hardloop. En sy kry bietjie ekstra dopamien, met ander woorde daai hormoon wat jou laat lekker voel ook. En sy is baie vinniger en baie skerper as die ou oomie wat daar op die stoep sit en sy pyp rook. En in beide gevalle was daai deel van die brein aktief, terwyl die deel wat verantwoordelik was vir die meer feitelike, rasionele deel van die brein het letterlik in rus gewees. So dit maak nie saak aan watter kant van die draad jy sit op die ou ende nie. Almal van ons se breins werk dieselfde manier. Jou brein gaan jou beskerm van dit waarvan jy reeds oortuig is, maar hier's die ander interessantheid. As jy dan nie 'n manier kan kry om hierdie dorsolaterale prekonteks deel van jou brein te aktiveer nie, dan is jy mos nou eintlik half in die moeilikheid, is dit nie? Hoekom? Want die informasie, die disinformasie, die waninformasie kom op jou aangespoel, soos golwe, oor mekaar. En om baie eerlik met julle te wees, jy kan dit nie verander nie. Ons is in groot moeilikheid. Daai wêreldekonomiese forum is reg. Hier is die grootste gemors op hierdie planeet is op pad, as gevolg van wat ek nou net vir julle probeer sê het. Want almal van ons of hulle sal dit dan uitbuit tot my voordeel. In 'n argument, in 'n jy weet, ons kan 'n saak uitmaak. Ons sal dit uitbuit tot ons voordeel. So, die orbitofrontale cortex is vinniger. En ek het lank moes lees voor ek dit raak gelees het in die navorsing. Dis vinniger, is net vinniger. Die emosiekant van die brein as die ander kant wat te doen het met rede. Nou, moenie emosie en rede oorvereenvoudig as ek dit so sê nie. Dis 'n woord, dis 'n versamelwoord van 'n klomp goed wat in daai deel van die brein gebeur. Dit is eintlik fenomenaal om te dink dat dit so geïntegreerd werk en dis een geheel wat werk, né? Ek laat dit nou klink asof dit verskillende goed is. So Callie, hoe kom ons hier uit? Hoe kan ons iets hiermee maak? Die punt is, vir meeste mense, dis amper asof hulle sosiale status versterk word. As ek weet ek is nie alleen nie, as ander ouens wat soos ek voel of dink. En dit is lekker om te weet, hier's 'n klomp van julle wat pro my standpunt is. En is lekker om in daai geselskap te wees. En wanneer ek daar is, dan voel ek veilig en ek voel ook gemotiveerd en ek voel sterk. En dit gebeur net outomaties, dit gebeur outomaties. Hoe kom jy hieruit? Hoe kom jy hieruit? Jy kan nie. Maar hier's miskien is hier iets.
erken net, of weet net, dat dit so is. Dis nogal belangrik. Weet net, dat ten spyte van wat jy glo, van al die nuus wat daar buite is dit nie noodwendig die waarheid nie. Dis jou voorkeur, en jy sal aanhou om dit nog sterker te maak, totdat daar iets gebeur, right. Dis hoe dit is. So dis die eerste stap. Nou as jy my kon volg tot hiertoe, dan het jy daai boksie nou getik. Jy verstaan nou dat dit so werk. Nommer 2 is oorweeg of erken dat jy dalk verkeerd kan wees. Oorweeg en besef net, daar is dalk ook 'n ander deel van die waarheid. En daar is dalk 'n ander moontlikheid. En dit kan dalk anders wees. Wees net oop. Wees net 'n oop gemoed in hierdie tyd van soveel onsekerheid en soveel turbulensie en amper 'n gevoel van magteloosheid. Maak jouself net bietjie oop. Nommer 3, dis die akademiese antwoord hierdie. Nommer 3, doen jou navorsing. En dan is daar 'n lys van goed wat jy kan doen as jy goed wil navors. So hier kom 'n Facebook post, jy is nie seker of dit waar of onwaar is nie, hier is wat die akademici sê jy dan doen. 1, evalueer die bron. Nou ons luister nou fyn wat ek nou vir julle sê, jy gaan dit nie doen wat ek nou sê nie. Dis ons dilemma. As jy tyd gehad het, en as dit een stukkie waninformasie was wat op jou afkom, 2000 jaar gelede, dan het jy dit anders gedoen. Maar vandag kom hierdie goed so op jou afgerol, en jou brein is heeltyd besig met daai skanderingsproses om te soek vir goed wat jou laat nog meer glo wat jy glo, né? En in daai proses moet jy nou nog loop navorsing doen ook. Na wat toe? Na die bron toe. Met ander woorde, wie sê dit? Die tweede ding wat jy doen is jy lees ander kant die opskrif. Jy het al almal Facebook posts oopgemaak, dan staan daar iets, YouTube, ek sien dit baie op YouTube. Dan staan daar iets, dan sê ek moet hierdie ding kyk, want hierdie ou sê, hierdie ou, Elon Musk, het hier iets gesê wat hierdie is nou, hierdie moet ek hoor, hierdie is 'n groot ding, nee. En dan kyk ek die 5 minute YouTube en dan het dit dit kom nie uit nie, dis nie daar nie. Met ander woorde, wat in die opskrif staan, en wat jy gemaak dink dit is nie noodwendig. So, jy kan maar weet, dis aangedik, is dit nie? Of nie? Of nie? 3, wie is die outeur? Of auteurs? Wie sê dit? Wie skryf dit? 4, is daar enige ondersteunende bronne? 5, die datum van die publikasie, wanneer gebeur dit? Julle het al almal post gesien, dan is dit iets wat 2 jaar oud is, wat nou weer gedupliseer word, net onder 'n nuwe naam of iets, maar is nie nou se nuus nie, dis ou nuus, né? Dit word gemanipuleer. En nommer 4, een wat ek graag doen, wat ek meer doen, wat ek baie doen, ek vra kenners. As ek onseker is van iets, Kali Roos, jy kan maar my goed, volg my op Facebook as jy wil, ek post baie min goed op Facebook. Ek sal baie selde 'n ander ou se ding post op my Facebook. Nooit. Want ek verstaan 'n bietjie van hierdie ding. Ek doen dit nie. Dis goeie dissipline. Maar wanneer ek iets wil aanspreek, en ek wil iets sê, dan vra ek kenners. Paul sit daar agter, hy verstaan die kerk so goed beter as ek. Ek sal vir Paul vra as dit 'n kerkding is. As dit gaan oor my bloedtoets, sal ek vir Eugene vra. Hy was die baas van bloed in Suid-Afrika. Hy weet meer van bloed as enigiemand anders. As ek arbeidsverhoudinge iets wil weet, dan gaan ek vir Gerard vra. Verstaan jy wat ek doen? Ek vra, ek kry 'n antwoord, ek kry 'n mening, en baie vinnig begin ek vir myself. Okay, ek weet ek moes nie vir Gerard genoem het as 'n voorbeeld nie. Wat lag julle nou? Ek sal baie vinnig 'n goeie aanduiding kry van, is ek op die regte spoor? Net is ek op die regte spoor. Maar hier is ons dilemma. Julle het nie tyd vir dit nie. Julle gaan dit nie doen nie. Of nie? Gaan jy nou so begin operuit met al hierdie vals nuus? Is dit hoe ons gaan werk? En dan sluit ek af, so terloops, moenie die impak van wat ek nou gesê het op jou persoonlike lewe onderskat nie. Jou hele geloofwaardigheid as mens is op die spel. Maar die hele geloofwaardigheid van 'n samelewing, 'n regering is ook op die spel as gevolg van hierdie goed. En jy gaan dit verloor, of op 'n persoonlike vlak, of ons gaan dit verloor as 'n land, 'n nasie, omdat ons op risiko is.
So, ek het heel aan die einde gister, toe tik ek hier in weer Romeine 12 vers 2. Moenie dat hierdie huidige tydsgees wen in julle lewe nie. Moenie dat dit julle gedrag bepaal nie. Laat toe dat God julle manier van dink verander en nuut maak, dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is. Julle sal weet wat goed is in sy oë. Julle sal weet wat maak God se hart regtig bly. Julle sal ook weet wat is reg en volmaak in sy teenwoordigheid. Maar die deel wat ek wil onderstreep, is dit God wat aan die werk is, Romeine 12, Paulus, of is dit ons, of is dit ons en die Here? En dis baie duidelik uit hierdie teks uit en ander tekste, dat dit ek is wat 'n verantwoordelikheid het. Ek het 'n verantwoordelikheid om God toe te laat, om my te oortuig en te help met die waarheid. Ek het 'n verantwoordelikheid. So al die vorige goed wat ek gesê het, daai akademiese antwoord, dit is jou verantwoordelikheid. Jy kan nie net jou rug draai op hierdie dilemma wat ons het nie. Elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid in die samelewing om hard te werk sodat ons meer die waarheid by uitkom as om net slagoffers te wees van die vals nuus. Onthou nou wat ek vir jou gesê het. Jou brein gee voorkeur aan die vals nuus. Ek is jammer daaroor. Maar dis hoe ons gemaak is. En daar's 'n goeie intensie daar. En dis om jou weer eens gemaklik en veilig te laat voel en goed te laat voel. Dis deel van 'n sosiale struktuur of netwerk. Dit is eintlik lekker om te weet ek is nie alleen in my storie nie. Maar daar's 'n groot risiko daar. En jy's 'n slagoffer van dit. As jy die ander kant van jou brein wil opstaan, die kant van rede, dan moet jy bietjie harder werk. En jy moet meer doelgerig daar speel. Ek dink ek het die antwoord gevind vir myself, gewoon in my fasilitering van besighede. Wat ons gedoen het meer as enigiets anders, en ek deel dit graag met julle. As jy vir my vra, wat is die een groot ding wat jy gedoen het om besighede, mense te kry om anders te leef, anders te doen, het ons situasies geskep waar ons ouens buite hulle gemaksone gekonfronteer het met alternatiewe, dan toegelaat vir refleksie, en vanuit die refleksie nuwe waarheid, nuwe intrinsieke waarhede gevorm of laat vorm, deur toe te laat dat die onderbewuste nuwe inligting waar maak vir jou. Met ander woorde, jou denkraamwerk skuif op iets waarvan jy oortuig was na iets anders toe. En die manier wat ons dit gedoen het en nog steeds doen, is om die konsep van dialoog, van gesprek te fasiliteer. Die Griekse woord dialoog, dialogos, dis baie ouer as die Grieke, maar dis die vermoë van 'n groep soos hierdie om op 'n ontbyttafel te sit en net spontaan te praat vir insig en vir verstaan. That's it. Met ander woorde, ek is nie in 'n wen-verloor gesprek met jou nie. Ek is nie in 'n argument nie. Maar ek deel graag met jou dit wat ek ervaar het, dit wat ek gesien het. En wanneer ek dit in die vuur sit, of wanneer ek dit in die middel van die ontbyttafel neersit, kan iemand dit optel as hulle wil. So is nie wen-verloor gesprekke nie. Dit is letterlik gesprekke vir nuwe sin en nuwe betekenis. En wanneer daar nuwe betekenis is, nuwe sin, is daar dan mos moontlik 'n skuif van denke en dan 'n nuwe waarheid. En as dit dan die beter plek is om te wees, dan het ons gewen. En dis hoe ons werk. Dis wat ons doen. En ek sou amper sê, dis die mees kragtigste ding wat daar is om te doen. Jou lewenstyl vat jou nie soontoe nie. Jou lewenstyl vat jou weg van dialoog af. Alles wat jy doen in jou lewe, maak dat jy nie oorlosie tyd het vir gesprek om 'n kampvuur met mense, sodat jy nuwe insig ook kan kry, deur net daar te wees nie. Jy hoef nie jou mond oop te maak nie, jy kan partykeer net om 'n vuur sit. En wanneer jy wegstap, weet jy meer van hierdie wêreld. Hoekom? Want jy het geluister. En ons het dit nie meer nie, ons het dit verloor. Ons het dit heeltemal verloor. So as ons nou regtig hierdie planeet wil help verander, moet ons in die Afrika konteks meer vuur maak, en letterlik om die vuur gaan sit, en na mekaar luister. So terloops, en ek sê dit nie tong in die kies nie, dis hoe ons bestuur en unies, georganiseerde arbeid, dis hoe ons hulle fasiliteer.
buite raadsale. Jy sal bitter min in 'n raadsaal regkry. Ek het mos nou klaar vir jou verduidelik hoekom. Ek is reeds oortuig van wat ek oortuig is. Jy gaan my nie. Maar as ek jou buite die raadsaal kan kry rondom 'n vuur en vanuit 'n ervaring en dan reflekteer rondom realiteit, dan het jy 'n kans. Vat hierdie binnebaan. Ek hoop as jy iets in die gesprek, ek self het baie uit hierdie week se dink uitgehaal. Ek voel bietjie skerper. So ek hoop het jy ook iets gekry vir die tyd waarin ons leef. Geniet die ontbyt en baie dankie dat julle hier is. Waardeer.